Dit is so dankbaar, Here, is so. Amen. Want ons weet nie of ons volk in die einde. En die einde wat ons is nie van die gaan wees nie. Ons is allemaal een gewoon pensionaris aan die mense wat die voorland is. Ons is allemaal in die oorpeiling. Ek het gister oggend hoor ek, my neef is ook nog al in die oorpeiling. En nie die hy al aansoek te doen het nie. En gister met die gepraat. Hy sê pijn op te veel. Maar dan brood, toe sê ek volgende jaar, as hy 60 is, dan klop hy af. En staan hy werk nie langer. Ek gaan nog werk tot 70 toe. Genade, die genade in die raad, genade. Ek wil vanavond praat oor die herders, ek wil nie praat oor die herders van Bethlehem, ek wil net die skrif lees. En dan wil ek met die deel waar die Here vandag met my gedeel. Amen. Yes, yes. Dan kom ons over by die herders, ek wil net kom dan in 'n Kersfees atmosfeer hou, in 'n Kersfees stemming hou. Ek is so dankbaar dat hy is, ek so hy sê tussen. Amen. 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 So vanavond hy, laat dat ek denk ek het lang maar vanavond moes ek toe wees, hy werk aan nog nie so. Dankie, dit is een groot verskil. Lukas die 2de hoofstuk. Die opskrif is op die deel te sê, ons kyk na die opskrif. Opskrif daar is die geboorte van Jesus. En dan vers 8 sê die herders van Bethlehem. Bethlehem beteken plek van brood. Dus ek wil kom ek 'n bakker. Plek van brood. En nie hy bakker wat by Farao gewerk het nie. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oopveld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is, en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehaag. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is tot sover. Amen. Hulle het nie die mic gedrop nie. Amen. Die woord van hulle getuienis het hulle gedra. Yes. Dit wat oor die kind aan hulle bekend gemaak is, het hulle oral verkondig.
En vanoggend 'n skrif op my langer en vanoggend 'n skrif op. Maar die profeet vir Maria gesê, en hy het oor daai staan. Maar hy sê, aan die einde sê dat dit sal jou hart deurboor. Die pyn sal so groot, hierdie kindjie sal vir jou, dit groot blydskap van groot blydskap is, maar ook, dit sal vir jou, hierdie kind gaan vir jou groot hartseer gee. Hoe kry jy gaan, hè? Op Simeon, wat profeteer, die seun gebore was. Dit is hier Lukas 2 vers 34 tot 35. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte geopenbaar kan word. Okay. Nou daai swaard het op volgedaan. Yes. Hier, Maria se hart. Jesus se geboorte was van so 'n aard dat daar 'n groot kindermoord plaasvind. Amen. Weet jy ook nie veel gesien? Verstaan? Ja, I'm a serial killer. Serial killer. So, Herodes het 'n serial killer geword. Want dit al die kindertjies onder 2 jaar was vermoor. Net soos wat Farao gedoen het met Moses se geboorte. Yes. En elke keer wanneer daar iets groot gebeur, is daar 'n woeling in die atmosfeer. Ja. William Kitso het gesê, alle waarhede is parallel. Alles wat in die geestesdimensie gebeur in die vleeslike dimensie. In die vleeslike dimensie gebeur daar goed wat ons sien as dit moet maar gebeur, maar daar's 'n geestesdimensie wat in werking is. Yes. Want God wil sy wil laat geskied op die aarde. Yes. Amen. Nou dit bring my by my boodskap vanaand en ek gaan kort wees, ek gaan net sê wat ek ervaar het en wat ek vandag gevoel het hierdie boodskap of hierdie boodskap wat ek ervaar het, moet ek vanaand met u deel. Ons weet dat Josef was 'n skrynwerker van ambag. Yes. Hy was 'n carpenter. Yes. Hy het dinge gemaak uit hout. Wanneer hy 'n stuk hout gesien het, het hy daarmee gewerk. Yes. Nou Jesus het hierdie ambag nagestreef. Yes. Amen. Hy het ook 'n carpenter geraak, maar net soos ek pa geraak. Hy was die oudste. Hy het altyd maar seker net die toeltjies aangegee en die level aangegee en die saag aangegee en hy het dit nie elektriese saag gehad, soos ons sê. Hy moes maar gehelp het met hy groot balke se saag. Is jy nie so? Amen. Hy was die carpenter se seun. Yes. Die skrynwerker. Hy het 'n skrynwerker geword. Hy het gewerk met hout. Nou vandag het ek nou afdag gehad. Ek is hier al maar ek was heel dag besig. En toe was nou laat middag in die dorp uitkom en klaar geëet en alles. Dus ek nou, en toe is nog na toe gekom. Toe is hier van na huis toe gaan, toe sê ek nou, doen ek nik meer. Daarna, dus kan die wak van môre. En later toe besluit ek, maar ek moet nou maar die goed doen.
Yes. Laat dit klaar is. Nou daar is tafels by die huis wat ek al jare terug gemaak het. En hulle is stewige tafels. Dis tafels daar by jou. Stewige tafels. Jy het tafels gemaak. Jy laat tafels is nie op. Nog nie. Maar dis stewige tafels. Maar oor die jare en jare, daar buite kan staan en ek doen maar nou my carpentry werk ook, ja, soos ek nou die gevoel terug. En toe het ek by hem gesê, maar hierdie tafels moet seker 'n bietjie geskuur word. As dan net die ou oliemerke en goedes weer van hulle afkry. En as nie 'n ou tafel, hy tafel is al lang daar. Hy het maar 'n swaar pellet gemaak. En toe ek nou by daai tafel kom, is hy nou so aangepak van stof, dat ek eers die stof, en die tyd loop, want ek moet 7 uur hier wees. Maar ek wil hierdie werk wil ek klaarmaak. En terwyl ek daar is in jy kan nie die grein van die hout sien, niks, dis stof en alles, en ek is daar nie ook reiner, en ek voel maar daar so. Totdat die grein van die hout deurkom. Jy weet nie. Yes. Die stof wat oor die jare, as Christen, as 'n kind van die Here, het die stof oor jare oor ons aangepak, en ons het maar aangegaan, en aangegaan soos wat ons nou maar aangaan. En vanaand het ek besef, die klein werke kan nie ophou met my, alvorens die grein van die hout nie sigbaar is. Amen. Alvorens die sigbaarheid van die grein nie daar is nie. Jy kan 'n stuk plank vat, en jy kan hom uitbrand, jy kan as jy nie iets in hom sien nie, kan jy hom daar laat lê vir jare, en op 'n dag dan besef jy, maar hierdie ding kan vir my nuttig wees. Ja. En toe die grein van die hout weet, ek wil nie opbou nie, want die grein van die hout word sigbaar. En so is Jesus die carpenter met ons besig. Yes. Amen. Die kindjie wat in Bethlehem gebore was, wat in doeke toe gedraai was, wat eers die skaapwagters, manne wat geen ambag gehad het, hulle werk was skaapwagters. Hulle het na skape omgesien. Maar hulle het die eerste die boodskap gekry en gesê, terwyl dat die wyse manne gekom het, maar die skaapwagters was eerste daar. Yes. Want hierdie seun het in die krib gelê. Daar hulle was nou in die veld, maar daar in die stad was daar nou vee wat nou in 'n kraal was. Weet jy hoe daai kraal en as waar die kos nou daar ingesit, die haver en die strooi en goed, sodat hulle daar, en Jesus het daar gelê. En hulle het dit gevind net soos wat die engel aan hulle gesê. En oor die jare, ek het vanaand gedink, mense kan nou sê oor Kersfees, en dis nie die geboortedag van Jesus nie, maar die feit is, hy is gebore. Yes. Maak nie saak wat 'n dag of wat 'n maand nie, maar hy is gebore. Maak nie saak of het Kerse of nie Kerse is nie, Jesus is vir ons gebore. Yes. En hy wil weer die grein van my hout sigbaar maak. Yes. Amen. Hy wil weer die dinge wat oor die jare oor my lewe kom toevou het, soos wat Reina gesê, die masker, dit is soos 'n masker, dit steek die grein van die hout weg. Yes. Dit maak die mooiheid, daai ou tafel sal jy sommer wel uitgebrand het as jy op, dit ek ook nie vir jou gegee. Maar ek is nog nie klaar met hom nie.
Hy moet nog môre by die Kersfeestafel lees. So ek moes bietjie van die stof en die ou goedes wat daar aangepak is. Jy weet stof, as hy aangepak het, dan maak hy 'n laag. Yes, ja. Yes. Hy is nie net 'n ding wat jy kan afblaas of afvee nie. Die grein van die hout is nog nie sigbaar nie. Jesus wil die sigbaarheid. Hy wil hê ons moet sigbaar wees. Amen. En as jy eers die grein van die hout gesien, hey man, en jy begin bewerk die hout, en sit vir hom 'n bietjie waanies aan, of jy sit vir hom die ander goedjies aan, wat weet jy nou die ander dag gaan ons dit, en die grein, dit bring die egtheid van die hout na vore. Hierdie preekstoel was net 'n ou stuk Denniston gewees. Ek was so teleurgestel deur hierdie Denniston. Ek wou graag 'n populier stonk gehad en die Denniston bekry. En ek so teleurgestel deur hierdie Denniston. Nou op 'n dag van die Denniston ben ek begin voel dat werk. Ons keer en hierdie toers gehad wat ek op 'n dag het. En toe die sigbaar van die hout na vore kom. Ek het 'n maatjie opgehad daai dag. Hey, ek bou ons hierdie altaar. Jesus wil hê ons die altaar. As ons die grein van ons hout weer na vore. As die stof weer van ons harte afgevee word. En as dit afgevee word, dit is 'n proses van seerkry. Ja. Dis waar. En skrynwerker wat met die hout besig is. Daai stof, as ek kom en sê, jy moet seker 'n masker opsit, dit jy moet nie gesê. Ek het nou nog 'n hand gehad om 'n masker op te sit en brille op te sit. Ek het net want ek wil die hout se grein na vore bring. En as die skrynwerker klaar is met sy produk, dan staan ek terug. En sê, ek het dan maar goeie werk. Jesus kyk vanaand na jou en my. En hy sê, ek het 'n goeie werk in jou lewe. Ek het die stof wat vir jare jou aangepak het. Yes. Dit is eigenlijk is van oral oor kom jy kry seer en jy sê, oké, ek is alright. Maar jou alright is nie alright. Ja, maar die inside. Hoe gaan dit nie? Nee, is alright. Maar jou alright is nie alright. Iemand vraag nou een maandagoggend vir my, hoe gaan dit? Sê ek sal jou later in die dag sê, dat ek maar eers kyk hoe die dag loop, dan sal ek sê hoe dit gaan. En as ek baie keer maskertjies op, en ons is maar net alright. En as jy alright is, dan worry ons ander mense in jou lewe. Jy is alright. Ek is fine. Nee, 'n Engelse woord. Nee, hoe is dit? Is jy alright? Nee, ek is fine. Maar ek kan het nie spreken. Maar die carpenter, die skrynwerker, wat in Bethlehem geboren is, en jy Bethlehem, die vraag, klein om te wees in een geslacht. En jou sal dat doen.
Ons het weer die Ou Testament evangelie begin gee. Yes. Ons het weer terug gaan na die roots toe. Ons het weer terug gaan na die wortel toe. Ons het weer op die woord kom. Yes. Met die woord hou. Maak nie saak hoe modern dat raak, of ons Engelse koortjies sing, of Afrikaanse koortjies, of Tabalani, of wat. Maar ons moet terugkom na die woord. Yes. Ons moet terugkom na die woord van die Here. Hy word genoem. Wonderbaar. Denk je hoe het is? Ja, zie. Verzeker. Het voor mij moeilijk worden. Yes. En wil ik er ook bij de naam hier en hier. Alles van je. Toe, bijna is. Yes. Die dag die Here wil soek my. En hy die wil. Yes. Amen. Hy babatjie wat in almal se arms was. Hulle kyk mos, jy weet wat hulle aan tegen gekyk het. Yes. Jy weet hoe hulle aan tegen gekyk het. Ja. En ek kyk en dan sê sy ook, na wie lyk die kind? Maar vir Jesus kon hulle nie, na wie lyk die kind? Want die kind het 'n ander trekker. Yes. En hy was net die prys en betaler is vir 'n doel gestuur. En hy het die doel volbring en hy het gedoen wat hy hier moes doen. Hy sê vir sy disippels, ek kom weer. Verseker, hy gaan weer kom. Yes. Ons weet nie wanneer nie, ons wil ook nie in daai area ingaan en sê en profeteer in daai tyd nie, want Jesus self het gesê, selfs die engele weet nie wanneer, net die Vader. Maar ek moet gereed wees. Amen. Ek moet toelaat dat die stof van my af gedraai word, afgeskuur, Yes. dat ek weer sigbaar word. En as jy sigbaar is, dan wil almal iets oor jou sê. Ja. Maar as jy daar in die storigheid is, dan niemand met jou niks te doen. Hulle worry, hulle loop by jou verby en hulle sê, maar die oomblik jy sigbaar word, Afrala, wat gaan we doen aan? hoekom dit? Wat gaan hier aan? Dis fanaties of wat ook al. Ek is klaar. Natuurlijk dat die skrijnwerker die stof van jou afskuurt. Yes. Ek moet toelaat. Yes. Ek moet toelaat Ja. dat hy die stof van my afskuurt. Amen. Ek het vanaand nie gesê, as ek die berg uitry soggens, dan sê radio koop aan. En ek sing saam. En as ek uitry so vat, dan vind ek, maar ek is nou half van die noot af. Kom ek weer, en as ek hoor, nou het ek die noot, dan lag ek nou uit, en sê ek, ek weet op. Van die skrynwerkers, jy weet, as die skrynwerker met jou besig is, Yes. Timmerman. die timmerman is nie. Hy werk nog altyd aan my, en skaap nog altyd aan my. En ek mense hier rondom my gesit, wat aan my spier, en skaap, en baie keer raak ek so aan die hekkie, as ek gespier en geskaap word, as my labber my bietjie word, begin spier en geskaap. Hey, nie as die moenie as die tantes aan my begin spier. Hey, mannetjie. Mannetjie donker oor. Ek vanaand, so naam vir my, gewees het. Eerlijk gesê,
Ek is sorry dat ek so dom maak. As ek so onwillig is. Ek wil vanaand begin die geskenkies uit te deel. Ek wil eers vir die pastoor skenkie gee. Hy ry die tantes, hulle is so op sy tuis die hele jaar. Ek het hierdie geldjies vanaand vat om by jou lager ietsie in die hand. Ek kyk nie op die en as jy kan nie geld. Jy daarmee so jy goed. Okay. Want jy doen soveel vir ons. Pastoor, jy doen soveel vir ons. Yes, oh, yes, hallelujah. Ja, ons wil die mense waardeer, want ons is maar baie nie ons. Ek het net so lang ek sien daar gesê, die offerskap die hand, die pastoor. En nie weet jy, denk ek later, soms sê nou iemand gooi die so op haar bring. En ek sê, nee, jy werk nie meer gedacht. Jy werk nie meer gedacht. Dat is so slecht. Ja. En laat die toe laat zaken die op de tijd. Nee, hy het so vir my allemaal daar verreken en sê, maar oké. En jy weet ook nog hy nie daar moet dankie pastoor. Ons waardeer vir jou en jou lager, jou blom onder die blom. Ja, dat is die maagdom. Ek is klaar. Gaan jy uitdaging maak nie? Jy weet waar jy met die Here staan. Jy weet, daar is daar ook tafel daar by jou moeder. In die stoorkamer of op die dag en jaar. Dat so mense never mind is. Al daar komt tafel met een potmunt opstaan. Yes. En die water gee hy dat die plank al nie. As jy begin aandag gee is nie, ek knooi dat die water die potplant, die tafel so veel. Jesus is die goeie herder. Hy weet waar ons moet staan. En hy oordink ook die vir ons nie. Want hy, die prys wat hy betaal het, het was te groot. Yes. Klaar. Is klaar betaal. Hy klaarheid is betaal. Ek moet net toelaat dat hy met my leer. Amen. Yes. Dat ek my getuienis uit te leer. Die Here lê net vanaand op my hart dat voordat ons vanaand die deur gaan loop, voordat ons gaan huis toe gaan, moet die pastoor net vir die gesinne bid. Daar is soveel aanvalle op die families. Jy weet, die vyand is mos 'n verhoudingsverdediger. Vir jou kinders, vir die familie. Ons lig vanaand alles na die Here toe. Elke gesin. Vader, vanaand kom ons in die naam van Jesus na jou. En dankie Vader dat ons vanaand elke gesin na U toe kan bring. Ek wil vanaand vra Here Jesus dat U vanaand die olie uit die hemel moet giet op elke gesinslid, op elke mens, op elke kind. Baie dankie Here dat U vanaand harde harte, Here Jesus, U haal vanaand harde harte, Here harte van slim, Here Jesus, haal U vanaand uit in die naam van Jesus Christus. U haal dit uit Vader en U gee harte van vlees.
Ek sê vir U dankie Here dat U vanaand met mense praat, Here. The spirit of unforgiveness. Yes, Lord. Yes. Oh, Lord, have mercy. Here, baie dankie Vader dat U vanaand beweeg, Here, in elke huis. Dankie, Here. Here, U spreek vanaand, Here, in harte waar niemand kan hoor nie, behalwe daardie persoon met wie U spreek. En ek sê dankie, Here, dat U herstel gesinne, U herstel gebroke gesinne, gebroke families. Families wat mekaar, waar daar onmin is. Here, baie dankie, Here, U doen 'n groot werk. Dankie, Here. Baie dankie, Here, ons eer U vanaand ons aanbid. Die vyand het gekom om te slag, te steel en te verwoes. Maar Here, U het gekom om vir ons lewe te gee en lewe in oorvloed. Baie dankie, Here, vir 'n oorvloedige lewe in mense se lewe, in gesinne, in families. Here, ons fokus op gesinne en families. Baie dankie, Here, dat ons weer kan hande vat, dat ons mekaar kan toemaak, Here, dat ons mekaar kan salf, Here, dat ons mekaar kan oplig. Ons sê vir U baie dankie, Here. Dankie dat U aan ons skaaf. Baie dankie, Here, vir die Heilige Gees en vir vuur wat in ons lewens aan die brand stoot. Dankie, Here, dat ons weer die stem van die Heilige Gees hoor. Dankie, Here, vir ore wat oop is, vir oë wat oop is wat kan sien. Ons eer en aanbid U vanaand. Dankie, Here. In Jesus se naam. Baie dankie, Here. Amen. Amen. Halleluja.